Goeiemôre, geliefde luisteraars. Ek hoop en glo en vertrou dat dit vanmôre met u goed gaan en ek seën u dan om in hierdie dag suksesvol te wees in alles wat u aanpak en wat u doen. Die woord van die Here sê in Psalm 1: Ons as kinders van die Here sal suksesvol wees in alles wat ons doen. Ons blad sal groen bly, ons sal vrugte dra. En hoekom ons staan in die woord van die Here. Ons is soos bome, geplant langs waterstrome. Voor ek my gedagte met u gaan deel vir hierdie dag, het ek 2 skrifversies wat ek aan u wil voorhou. Ek kan dit gerus afskryf, dit gaan lees, daaroor dink en dit dan op 'n gereelde basis bely. Die woord spreek in u familie se lewe. Jeremia 15 vers 16. Toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet en u woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart, want u naam, o God, is oor my uitgeroep, Here God van die leerskare. Is dit nie 'n mooi skrifversie nie? U wat vanmôre dan tyd maak om na hierdie boodskapie te luister, u sal vanmôre die woorde van God vind, maar u moet dit opeet en dit sal vreugde en vrolikheid vir u hart wees. En die woord van die Here word oor ons uitgeroep vanmôre. Dan sê Psalm 23 vers 5, u berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Die Here het vanmôre tafel vir ons berei om geestelik te kan eet, sodat ons kan sterk word in die Here en kan opgroei tot die volwasse man in Christus. Daarom het ons voedsel vanmôre nodig, daarom lees ons die Bybel, luister ons na die woord van predikers, en bid ons sodat ons geestelik kan opgroei. Johannes 6:35 sê, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Dit is die kern van waaroor die Christelike geloof dan gaan, Jesus Christus. En vir 'n ware Christen is dit die lewe self, want Christus is vir my die lewe en die sterwe win, sê Paulus, om daagliks versadig te word met alles wat die lewende God vir ons in Jesus Christus deur sy woord gee. Daarom bid ek nou vanmôre dat die woord aan u hart geseënd sal wees en dat die woord u siel en u gedagtes vanmôre sal vernuwe. U sal optel en oplig en vir u is dit 'n swaard in die hand as daar tye kom wat u moet opstaan in die geveg, dat u hierdie woord kan gebruik. My gedagte kom dan uit Markus 4 vanaf vers 35. Ek titel my boodskapie vaar oor na die ander kant toe. Kom ons lees hierdie woord saam. En toe dit aand geword het op hierdie dag, het hy vir hulle gesê, dit was Jesus, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skuit. En daar was ook ander skuitjies by hom. So Jesus was nie alleen met sy disippels net nie, daar was ook ander skuitjies saam met hulle wat dan in die storm beland het. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skuit geslaan sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing en hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, geen u nie omdat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat self die wind en die see aan hom gehoorsaam is? Ons sien dat Jesus gee vir sy disippels 'n bevel. Hy gee hulle 'n opdrag en hy sê vir hulle, laat ons oorvaar na die ander kant toe, na hulle volgende bestemming toe.
Ons moenie op een plek bly nie, geliefde. Daar sal tye kom wat die Here ons opdrag sal gee deur sy woord om oor te vaar na die ander kant toe. Is dit direk uit sy woord in jou persoonlike tyd en wandel met die Here? Is dit deur 'n droom wat jy aan die woord gaan meet? Ook 'n profetiese woord wat jy gaan toets? Is dit 'n preek wat jy dalk hoor? Maar die Here beveel ons, gee ons opdrag en vra dan gedurig van ons om oor te vaar na die ander kant toe. Ons het onlangs van Kriel na Witbank verhuis. Dit was ook 'n oorvaar na die ander kant toe. En glo my, daar was ook 'n stormpie of 2 wat ons in die proses moet die hoof bied. Moes jy al oorvaar na die ander kant toe, geliefde kind van die Here? Miskien deur 'n belangrike finansiële besluit te neem? Om geestelik te kan groei is 'n voortdurende oorvaar na die ander kant toe, van heerlikheid tot heerlikheid, soos deur die Here wat die Gees is. Ons staan nie net op een plek stil nie. Daar moet voortdurende groei in alle areas van ons lewens wees. Maar in die proses sal daar storms wees wat ons die hoof moet bied om aan die ander kant te kom deur die genade van ons Here God. Maar wat gebeur op pad na die ander kant toe? En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skei geslaan sodat dit vol geword het. Daar is van ons wat al 'n paar keer soos 'n drenkeling gevoel het, dat ons dit dalk nie gaan maak nie. Dinge raak net te veel. Ons boot is besig om vol te raak. Hoe tree jy op wanneer jou boot van die lewe besig is om vol te raak? Dinge raak vir jou te veel. Jy voel jy kan net nie meer nie. Wat doen jy dan as kind van die Here? Kom ons kyk wat die disippels gedoen het wat saam met die Here Jesus gewandel het. Meester, gee U nie omdat ons vergaan nie. Hulle maak hom wakker, want hulle weet mos Jesus is by hulle, hy is hulle Here Meester, so in hulle desperaatheid gaan hulle na hom toe, hulle maak hom wakker en hulle sê vir hom, Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie. Dit het al oor baie mense se lippe gegaan. Here, gee U dan nie vir my om nie. Gee U nie vir my kinders om nie, my omstandighede wat my wil oorweldig, en so kan ons aangaan. Wat doen U dan in daai omstandighede? Die woord sê, God is die skaduwee aan jou regterkant. As jy in die skuilplek van die Allerhoogste sit, val sy skaduwee, sy teenwoordigheid is by jou en sy skaduwee val oor jou. Wat sê Job? Ons gaan net nou na sy storm kyk. By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruims toegeskrywe nie. Vir hoeveel dinge in ons storms het ons die Here al voor kwaadlik geneem? Here, gee U dan nie om dat dit so of so met my gaan nie? Maar wat sê God se woord vir jou as jy kind van God is, as jy met die Here wandel, as jy op die Here vertrou, as jy in die Here se woord glo en jy's in 'n verhouding met die Here. Hy sê, as jy op hom vertrou, sal hy jou nie begewe of verlaat in jou bootjie waar jy in hierdie storm is nie. As jy hom aanroep, sal hy jou verhoor. As jy tot hom nader, sal hy tot jou nader, en so kan ons aangaan. Geliefde, die woord is vol skrif wat jou vanmôre aanmoedig om te sê, maar ek is nie alleen in my bootjie nie. Jesus is my anker, hy is my stuurman, hy is die wind in my seile, en as daar storms kom, is daar 'n mooi hawens waarby ek skuiling kan vind. Moet nooit as jy in 'n storm van hierdie lewe vasgevang word, terwyl jy oorgaan na die ander kant toe, bevrees of bang wees nie, want ons weet dat God doen sy woord gestand. Een van die maniere om storms te oorkom, is om in die woord te gaan kyk na ander mense, hoe hulle op hulle storms gereageer het. Kom ons kyk wat het Job gedoen. Job 1:18. Terwyl die een nog spreek, kom daar aan een en sê, die seuns en die dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, en toe met eens 'n groot wind oor die woestyn kom,
Wat die huis aan die 4 hoeke gryp, het dit op die jong mense geval, sodat hulle gesterf het. En net ek alleen het ontvlug om dit vir u te kon vertel. Wat doen Job toe hierdie storm sy familie tref? Toe staan Job op en skeer sy mantel en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval. Dit was een van Job se storms wat hy deurgegaan het. Waarom het Job se storms gegaan? Sou hy nog vroom, opreg en godvreesend wees? 'n man wat nie afwyk van die kwaad nie? Die woord sê, by dit alles het Job nie gesondig en aan Gods niks ongeruims toegeskryf nie. Hy het in aanbidding voor die Here neergeval en hy het op God bly vertrou. Hy het niks verkeerd gesê wat sy storm sou erger maak nie. Dis daarom 'n goeie voorbeeld wat ek en u as kind van die Here het. Jona, kom ons kyk wat het met Jona gebeur. Jona 1:1. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaargemaak. Hy het wel klaargemaak, maar om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg. En hy het 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar, van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp. Hier het God dan die storm veroorsaak. En toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreek te ly. Toe word die manne baie bang en sê vir Jona, wat het jy nou gedoen? Want die man het geweet dat hy van die aangesig van die Here af wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. Toe sê Jona, neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. En Jona het tot die Here, sy God, gebid uit die ingewande van die vis. Daarop het die Here die vis beveel om Jona op droë grond uit te spoeg. Ons ken die verhaal verder. So hier sien ons dat die Here dan verantwoordelikheid was vir hierdie storm. So alle storms is nie net altyd deur ons omstandighede of die vyand word veroorsaak nie. Daar kan ook kere kom wat die Here omstandighede bewerk sodat ons van 'n rigting kan verander. Ons sien dan die oorsaak van Jona se storm was die wegvlug van die taak waarvoor die Here hom geroep het. Wat ook al die rede was, hy het net nie daarvoor kans gesien nie. En terwyl hy vlug, gebruik die Here 'n storm om sy rigting te verander en in die maag van die vis roep hy die Here aan en aanvaar die roeping op sy lewe. Jona se storm het gegaan oor die wil van God in sy lewe, waarvan hy weggevlug het. Dit gebeur vandag dan nog met ons, dat ons in 'n storm kan bevind, en daar's net een uitweg vir jou geliefde. Aanvaar God se roeping op jou lewe. Deur sy hand sal hy jou lei waarheen jy moet gaan en wat jy moet doen, sodat jy kan help om sy koninkryk hier op aarde uit te brei. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Hierdie keer kyk ons na Paulus, wat in die bediening was en wat ook 'n hele paar storms beleef en heelheids ander kant uitgekom het. Net 'n skrifgie in 2 Korinte 11:25, waar Paulus nou baie dinge sê wat met hom gebeur het, onder andere 3 maal het ek skipbreek gely. 'n dag het ek op diep waters deurgebring. Ons sien hier dat Paulus het werklik deur diep waters gegaan, ook fisies. Maar ons sien dat deur sy lewe kon niks hom skade doen nie. Was in die hand van die Here gedurende hierdie storms wat hy moes
trotseer, want die Here God was by hom dag en nag, het God oor hom gewaak, en die Here was die skaduwee aan sy regterhand. So ons sien uit Paulus se lewe, dat deur die genade en die hulp van die Here, kan ons oorvaar na die ander kant toe. Ons het nou net gekyk na voorbeelde uit die woord van storms, wat in verskeie mense se lewens plaasgevind het. Net so ervaar ons dan ook ons eie storms van tyd tot tyd. Storms in ons huwelik, miskien met jou kinders, finansiëel, in die bediening en so kan ons aangaan. Wat ook al jou storm mag wees, weet dat as kind van die Here, gewas deur die bloed van Jesus, met Jesus in jou bootjie, sal jy veilig oorvaar. Maar dis dan hoe ons die storms hanteer, wat uiteindelik bepaal of ons ondergaan of suksesvol hierdie storms die hoof kan bied. Hoe het Jesus teenoor hierdie storm opgetree toe die disippels hom wakker gemaak het? Hier is baie goeie leiding vir jou, deur Jesus self, deur sy optrede self, hoe jy dan jou storm die hoof kan bied. Hy het 3 dinge gedoen. Toe hulle Jesus wakker maak, het hy dadelik opgestaan en iets daaromtrent gedoen. As jy 'n storm beleef, terwyl jy oorvaar na die ander kant toe, moet jy dadelik opstaan en dit die hoof bied. Moenie bly lê nie, moenie vrees nie, en ons moet ook nie twyfel en ongeloof toelaat nie. Hanteer hierdie storm deur die woord van die Here. Daniël 10:11 sê die volgende: En hy, dit was 'n engel wat na Daniël toe gekom het vir my gesê, Daniël, geliefde man, is dit nie mooi nie? Ons is waarlik geliefdes in die Here, wanneer Jesus koning van ons lewe is. En net so sê die Here ook vandag vir jou, jy's my geliefde. Maar hy sê, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek. Gee ag op die woorde wat ek met jou spreek. Ons moet ag gee op die woord van die Here en gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur, en terwyl hy hierdie woord met my spreek, het ek bewend gaan staan, en hy het vir my gesê, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag dat jou hart daarop gerig was, het ek ag gegee en jou voor die aangesig van die Here te verontmoedig. Daniël het hom voor die aangesig van die Here verontmoedig, en is sy woorde gehoor, en die engel sê, om jou ontwil het ek gekom. 'n mooi voorbeeld uit die skrif, dat ons staanplek van oorwinning is dus in die woord van die Here. Dis die swaard van die Gees, waarmee ons veg, en die woord is die rots waarop ons moet bly staan in die tye van storms. Dit is die eerste ding wat Jesus gedoen het. Hy het dadelik opgestaan, en wat het hy gedoen? Jesus het die wind bestraf. Die wind wat die storm veroorsaak het, het hy bestraf. Ons moet die werke van die vyand bestraf, deur jou volle gesagsposisie teenoor hom te verklaar as kind, wedergebore, geesvervuld in die Here, en oorwin hom deur die woord van die Here, deur die swaard van die Gees. Weerstaan hom met 'n standvastige houding wat ons in Jesus Christus het. Onthou, né? Ons staan in Christus, skild van geloof, swaard van die Gees, wapenrusting, en ons staan standvastig met die wete dat ons meer as oorwinnaars is in Christus, en dat ons deur elke storm gaan kom. Om hiermee aan te sluit, Jakobus 4:7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle af wegvlug. Deur te bestraf, weerstaan jy die werke van die duiwel, en hy moet vlug. Dis wat die woord van die Here vir ons leer. Een van die belangrikste waarhede wat ons moet ken en verstaan, is ons gesagsposisie in Christus. Onkunde hieroor maak
die gelowige in Christus, geestelik swak en magteloos, dat ons nie ons storms kan teëstaan nie. As kind van God moet ons weet wie ons in Christus is en dat ons in Christus gesag het oor alle bose magte wat ons teëstaan. Vanuit ons gesagposisie moet ons die werke van die vyand dan ook bind. Ons moenie die duiwel en sy demone vrees nie. Ons moet weerstand bied en hom bestraf wanneer dit ook al mag nodig wees. Ons moet ook nie oorhel na die ander kant deur onnodige aandag aan die bose magte te gee nie. Maar daar waar ons hulle sien werk, moet ons hulle weerstaan en bestraf met die volle wapenrusting wat ek aangehaal het vanuit Efesiërs vers 6. Efesiërs 6, daarin is die hele wapenrusting, gaan lees dit gerig self. So die volgende wat ons sien Jesus doen, Jesus het vir die see gesê, hy staan op, hy bestraf die oorsaak van die storm, en dan sê hy vir die see, die omstandighede, swyg en wees stil. Ek herhaal dit weer, swyg. Wees stil. Hier sien ons Jesus se autoriteit wat hy gevat het oor hierdie omstandighede. Oordonder jou storms jou so in jou gedagtes dat jy aan niks anders kan dink nie. Dan is dit tyd om te sê, swyg en wees stil storm in die naam van Jesus. Jy kan nie toelaat dat jou storms jou gedagtes oorheers nie. Wees nugter en waaksaam, veral in tye van storms, sodat jy dit kan aanspreek. Ons moet ook self met ons storms praat. Spreek jou berg aan. Dis goed en wel om vir gebed te vra, maar dis jou storm, geliefde. En jy weet alleen waardeur jy gaan, en met Jesus in jou bootjie is jy in staat om met jou omstandighede te praat. Onthou Esegiel wat met die dooie bene gepraat het en geprofeteer het en hoe die Here in daai omstandighede deur sy gees gewerk het. Maar nadat Jesus die storm aangespreek het, het 'n wonderlike ding gebeur. Die wind het gaan lê, en daar het 'n groot stilte gekom. Ervaar jy dit? As jy dalk by die see is of in 'n storm, ons het al heelwat haalstorms gehad. Verlede jaar toe ons nog in Kriel gebly het, was daar 'n geweldige storm. Nie net haal nie, maar daar was wind ook. En dit was nogal erg vir ons. Maar toe die storm oor was, die stilte na die storm sê hulle. Ons het die vreugde en die kalmte van God nodig in ons lewens. Daai vrede en daai kalmte wanneer jy oorwin het in 'n storm wat om jou woed, wat in jou woed. Daai vrede en kalmte wat kom as jy die storm aanspreek en jy weet dat Jesus by jou stel jou in staat om te oorwin. Daarsonder is ons lewens gedurig in 'n warboel van emosionele storms. Ons het die vrede en die kalmte van die Here in ons lewens nodig. Ons kan nie toelaat dat storms dag in en dag uit ons lewe omvergooi, vrees en negatiewe dinge in ons lewe veroorsaak nie. Vrees is dan die manier waardeur die vyand ons van vreugde en vrede beroof. Na Jesus dan die storm nou stil gemaak het, vra hy sy disippels 2 vrae. Waarom is julle so bang? En hoe het julle dan geen geloof nie? Dis gewoonlik wat ons kan ervaar wanneer ons in storms is. Dit is 2 van die belangrikste redes waarom ons nie die storms van hierdie lewe die hoof kan bied nie, vrees en ongeloof. Satan gebruik bangmaakstories om ons te wil verhinder om aan die ander kant voet aan wal te sit. As ons na sy stories luister, sal twyfel en ongeloof ons harte vul. En dis wanneer ons die Here begin bevraagteken, net soos die disippels. Onthou dan hulle vraag, Here,
Gee U dan nie vir ons om nie. As ons begin twyfel aan God se liefde, aan sy getrouheid, aan sy krag, aan die autoriteit, wie is Jesus vir ons, dan begin ons allerhande vrae vra. Maar daarenteen die geloof, die woord van die Here, skep geloof in ons harte en oorwin al ons vrese, geliefde. Dis so belangrik om in tye van storms net in die woord te bly, jou te versterk in die woord te bid, met jou storm te praat, te bestraf en te sien hoe die woord kalmte, vreugde en blydskap in jou lewe bring. Geliefde, ek glo dat hierdie woord U vanmôre oplig en bemoedig. Ek weet baie van U wat vanmôre luister, is in 'n storm. Moenie vrees nie. Moenie angstig rondkyk nie. Vertrou op Jesus wat saam met jou in jou lewensbootjie is. Onthou, hy sê hy sal ons nooit begewe of verlaat. Maak staat op die woord van God. Gebruik die woord van God. Spreek die woord van God. Staan op die woord van God en begin dit te spreek. Vra die Here om vir jou skrifversies te gee wat jy in hierdie tyd kan spreek, sodat sy woord volbring kan word in jou tyd van storms. Ek sluit dan af met Matteus 7 vers 26. Luister mooi en ek maak hierdie woord vanmôre van toepassing op ons storms. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister, dis Jesus, en dit nie doen nie, wat gebeur? Sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai, en teen hierdie huis aangestorm, en dit het geval, en sy val was groot. Dis wat gebeur, wanneer jy nie vasstaan in die woord van die Here in 'n storm, en die woorde van God spreek in jou storm nie. Dan sê hy verder, maar elkeen dan, wat na hierdie woorde van my luister, en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het, en die reën het geval, die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai, en teen hierdie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondasie was op die rots. En ons rots is Jesus Christus. Kom ons bid, geliefde kind van die Here. Here, dankie dat U woord vanmôre vir ons 'n rots is. En dankie dat ons as U kinders ons huis op die rots gebou het, dat ons fondasie Jesus is, en dat ons op hierdie fondasie gebou het met goud, silwer en edelgesteentes. As ons dalk gebou het met hout en stoppels, wil ons vra dat U Heilige Gees vuur in ons fondasie sal instuur en dit sal uitbrand, Here. Help ons om net op die woord te bou. Dan weet ons, wanneer die reën kom en die waterstrome en die winde waai en ons in 'n storm bevind, hoef ons nie bang te wees, angstig rond te kyk of ongeloof in ons harte te ervaar nie, want ons weet, Here, ons staan vas in U en U woord sê, ons sal dan vas staan. En Here, help ons in die tye waarin ons leef om vas te staan op U woord in Jesus naam. Amen.